Het jy geweet dat gebed partykeer 'n probleem het? Mense verstaan gebed verkeerd. Hoe praat Jesus in Matteus 6, dan sê hy vers 6 vers 6, Matteus 6 vers 6, wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in jou huis, maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid, en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. En ek dink dit is baie belangrik, jy moet alleen kom, sodat jy eerlik met God kan wees, en met God kan praat. Hy sê, wanneer jy bid, moenie met baie woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal daar maak dat hulle gebede beantwoord word. Moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is. Selfs nog voordat julle hom vra, bid dan soos volg, en dan leer hulle die Onse Vader, dat u naam geheilig word, dat u wil kom. So dit is baie belangrik dat ek bid, dat ek sal doen wat God sê. Maar weet jy, gebed het die probleem, dat baie keer 'n rympie is. Dat ek sukkel om te bid, ek weet nie om te bid nie. Ek gebruik groot woorde is nou belangrik vir my. En dis so in die verbygang, dis die ander probleem, so in die verbygang. As ek nou ergens tyd het, dan sal ek nou bid, of as ek in die kar ry, dan bid ek of praat, dis nou my leentyd met die Here. Die Here sê duidelik, gaan op 'n stil plek. Stil plek is dalk in die bos, daar by jou huis, daar ergens waar jy ook al is, 'n stil plek. Nou, dit is goed om te bid as jy kar ry, maar is nie heeltemal stil nie. Ek kom agter, wanneer ek een kant gaan, en met die Here gaan praat, dan begin God skielik terugpraat. Dit is my goed om in die kartruim te bid, maar daar is baie goed wat my aandag aftrek. As jy bid met jou selfoon, is daar baie goed wat jou aandag aftrek. Maar as jy net met die Bybel sit, en jy begin net bid, en jy begin eerlik met die Here praat, en jy praat net met die Here, en dalk 'n pen en 'n papier vat, en 'n lysie maak, en sê, Here, ek praat hieroor, ek vra hieroor, Here, help my met hierdie ding, wat moet ek hier doen, wat moet ek daar doen, net eerlik met die Here praat, en eintlik, weet die Vader wat jy nodig het, dis wat hy sê, so jy kan met die Here daar praat, en hy gaan jou help daaroor te praat. As 'n ander probleem met gebed, party mense dink hulle is beter as ander, hoor jy, ek bid dan nou, ek is nou 'n bidder, en ek bid, en ek is beter as jy, en dan het die duiwel jou klaar in die hande, want jy is hoogmoedig. Of die ander probleem is, ag weet jy wat, ek is so sleg, ek bid niks, en wat help het eers ek bid? Jy luister ook na die duiwel, en jy is ook besig met die duiwel, waar jy tyd moet maak met die Here gaan bid. Ander probleem is, ons bid net wanneer ons in die nood is, en dan ken ons nie die stem van die Here nie. Jy moet gedurig bid, jy moet aanhou bid, altyd bid, dis wat belangrik is. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.